weer in herinnering te roep en te sê, maar wat was nie so gewees? En toe kon ons oor blyk werk en allerhande goedes, en lekker videoprojektes en baie moderne, maar dit wat ons in gedagte het is 'n bietjie meer as die bedrag wat ons bewillig het. Ons het seker bedrag bewillig en daar het ons nou vanaand weer met 'n ekstra blink gedagte gekom om dalk 'n spesiale kollekte op te neem by die deure. So terwyl Benny nou preek, luister na hom, maar besluit gou ook in jou hart, waar wil jy graag van die fondse vanaand? Wil jy dit by die kollekte in die diens gee, of wil jy dit by die deure gee? Want as ek by die deure gaan dit vir hierdie spesiale projek, en dit gaan net ons eredienste baie beteken vir eredienste rondom tegnologie en toerusting, dink 'n bietjie mooi daaraan. En dit is toch iets symbolies wat ons gekoppel aan hulle, wat ons in herinnering gaan doen, hulle bediening hier, en dit is iets wat ons toch toe kan bydra. So, dink 'n bietjie daaraan, dis 'n spesiale kollekte na die tyd. En dan het Eduard ook gevra dat as julle uitbeweeg vanaand, hier is baie mense, moenie hierdie deure gebruik nie, gebruik die deure daai kant, of jy van bo af kom, en of jy van onder af, na die krib toe van onder, gebruik die deure daai kant, en dan net ten laaste Andries, wil graag so woord te spreek oor die kampe wat kom, asseblief Andries. Dankie Kevin. Vir die van julle wat nou redelik onlangs uit Suid-Afrika uit hier aangekom het, laat ek hom so 'n vraag vra. Wie van julle is nou al langer as 3 maande in Londen sonder 'n break? So jy was nie weg nie, jy was nie uit nie, jy het nie 'n somer daar ergens op die continent by jou summer villa gaan spandeer, soos party van ons in Spanje was of so nie. So wie van julle is nou al in Londen vir langer as 3 maande sonder 'n break? Sonder 'n break. Sonder 'n break. Ek is versigtig om breek te sê, want ek kan ander dinge op beteken. Okay, die van julle wat bietjie te lank nou al bietjie die smaak en die baie mense en so van Londen ingeasem oor die afgelope paar maande. Jy moet verseker op die 14de tot die 16de September of die 21ste tot die 23ste September op 'n kamp gaan. Jy kan 'n vorm soos hierdie kry daar agter by Karlyn by die klankbord. Net vanaf die van julle wat op hierdie kampterrein was sal weet, dis 'n ongelooflike plek. Dis een van die min plekke waar jy so staan en uitkyk oor die vlaktes rondom jou en die nice dampie voor jou en allerlei sulke dinge en die sonnetjie as jy gelukkig is, bak so effens op jou gesig so 4 of 2 per dag, en dan vergeet jy actually is in Engeland. Dis nogal 'n vrek nice plek. Daar's 2 kampe, en by elkeen van die kampe is daar 2 temas. Die eerste kamp gaan oor How to be a Contagious Christian, wat 'n basiese kursus is om jou toe te rus om ander ouens te vertel van die Here, ander ouens na die Here te lei. Ons kyk na jou persoonlike styl, die manier waarop jy dit doen en alles, en ons rus jou toe. Om jou pelle in jou huis en die ouens by die werk en al daai van goeders bietjie nader aan die Here te trek. En dan saam met daardie kursus, daar's 2 tracks. Die tweede track op dieselfde kamp gaan oor manage your money. Daar is ongelukkig nie increase your money nie, dis manage your money, maar jy kan in elk geval kom kyk. Dan op die 21 tot die 23 September is daar 2 temas, apologetiek. Het niks te doen met om te sê jy sorry nie. Apologetiek het te doen met die verdediging van ons geloof. Philip en Paul en nog 'n paar ander ouens gaan gesels daaroor, daai kamp. En dan het ons 'n spesifieke kamp vir Londen verlaters. Die ouens wat nou al te lank hier is, en nou al die kaartjie het huis toe en al daai tipe van dinge. Daar's 'n klomp issues wat jy waarskynlik wil deurgesels en wat ons saam met jou oor wil kuier. Oor aanpassing in Suid-Afrika en hoe dinge verander het terwyl jy laas daar was en dat kry nie so erg soos almal sê nie en al daai dinge. En ons moet jou chat daaroor op die kamp. So jy kan kies enige van die 2 kampe en enige van die 2 tracks gaan doen. Maar ek wil dit regtig vir jou aanbeveel as 'n baie lekker breek met Londen vir 'n naweek. Die kostes vir die naweek vir interessantheid is £45, which is waarskynlik minder as wat dit jou gaan kos om te bly vir die naweek, as ek my so nie reg maak. Dis nou as jy met jou kaarte koop en kos koop en al daai tipe van goeders. En dan is daar aktiwiteite ook. Jy kan gaan abseil en jy kan gaan high ropes doen, dan swing jy rond op sulke hoë installasies. En jy kan gaan kajak en jy kan gaan boogskiet en allerlei sulke lekker dinge. Dis so 'n bietjie ekstra, £9 vir 1 aktiwiteit, £15 vir 2 aktiwiteite, maar dit is regtig nog van die moeite werd. Verder navraag kry by Karlyn agter. Praat met Linda in die kerkkantoor as jy wil. lindabarnard@btinternet.com. lindabarnard@btinternet.com. Okay, probeer al 2. Ek wil nie meer gaan terugbel as jy onder gaan deurgaan. Maar kry vir jou 'n vorm en maak seker. Net vinnig, onthou dis 2 weke. Ons het 'n geskiedenis dat ons kampe gewoonlik in die laaste 2 weke verskriklik vinnig vol raak. En dat ouens dan 2 of 3 dae voor die tyd kom en sê ek wil nog gaan kamp en dan is daar nie meer plek nie. So ek wil voorstel dat jy vanaand vir jou 'n vormpie kry en met Karlyn gaan gesels daaroor. Thanks. Dankie Andries. Ons gaan nou vir Benny
aan die Here opdrag, ook vir vandag. Môre baie mooi geleentheid gehad, lekker gekry na die tyd. En as ons so klaar gebid het, dan gaan ek vir Marla en haar spannetjie vra om vorentoe te kom. Vir ons net daai lied van vanmôre weer sing. Ja, die volgende lied wat ek gaan sing is redelijk bekend, maar ek weet dat ek nie oor nie te maak, en net luister na die woorde wat ek gaan sing, ja. En weet ek spesifiek vir julle van onsself en seker van elke wat in die kerk is, net dit is besef maar op berge en dale en oral is maar God. En oral ons gaan, daar is God, en selfs gaan ons die zwaarste dinge en die lekkerste goed is, daar is God by ons. So kom ons maak ons video en ons luister net en sing het saam in die gedagtes en